jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens aan my Pastor Alta, wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Kom ons bid saam. Vader, ek loof u vanaand en ek aanbid u. Ek wil bid dat u deur die Gees my sal ondersteun met die gedagte in Jesus se naam. Amen. Weet jy, die woord van die Here is nog steeds relevant in ons vandag. Dat ek daar begin, weet jy. Ek staan in awe as ek dink hoe die Here soms 'n natuurlike ding gebruik om 'n geestelike oplossing te gee vir 'n mens in God se woord. Ek wil vanaand hierdie verhaal, natuurlik wat ek gaan doen, wil ek 'n tema gee. A crisis cannot be managed. It must be corrected. Met die sondeval in die tuin, waar Adam en Eva nie geluister het na wat God vir hulle gesê het nie. En toe hulle verantwoordelikheid moet aanvaar vir hulle aandade, die aanspreeklikheid daarvan, het hulle mekaar geblameer. Adam het gesê, die vrou wat jy my gegee het. Eva het gesê, die slang wat u natuurlik ook in die tuin het vir my gesê, ek moet eet van die boom. Niemand wil verantwoordelik neem vir die dade wat plaasgevind het. Maar God kom en hy stel sy verlossingsplan in. 'n Crisis, daar was 'n krisis, cannot be managed. It must be corrected. Genesis 3 vers 15 was toe die verlossingsplan wat God ingestel het in die tuin. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Wat God beloof het, hy gaan sy seun stuur om die mensdom te verlos van sondeval en van totale vernietiging. Wat vir my wonderlik is, Kain maak sy broer Abel dood in die daaropvolgende hoofstuk. Vooraf het die Here met hom gepraat, jy moet daaroor heers, die begeertes na jou as jy nie goed doen nie. But eventually, toe maak hy sy broer dood. En Kain het met sy broer 4:8 gepraat, terwyl hulle in die veld was, en hy het teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter. En die Here vra hom, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep van die aarde af. Blood search for revenge. Kyk die vloek wat op Kain wag. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerweling en 'n vlugteling sal jy wees op aarde. En daarom sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Kyk, jy verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig. 'n Swerweling en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom as enigeen Kain doodslaan, sal dit om 7voudig gewreek word, en die Here het aan Kain 'n teken gegee. Ek dink die verhaal is vir my 'n wonderlike verhaal. God kom terug
na Kain nadat hy vir Abel doodgeslaan het. En ek besef met God se teruggaan, leer ek dat God laat vaar nie die werke van sy hand. God wou vir Kain gesê dit, laat ek die name reg kry. As jy nie goed doen nie, wat die Here vir hom wil gesê dit, liefde is die basis waarop jy en waardeur alle dinge gedoen word. Your response, you do things in love, with love, and through love. Wat vir my wonderlik is, dat God kom en besoek hom in die toestand van verlorendheid. Maar Kain aan die ander kant kry die voorreg om in God se wêreld te dwaal. Wat 'n wonderlike geleentheid. And God provides him a condition waar hy in die lig van God se aangesig die lig kan sien. Psalm 139:16, hoor wat sê die woord van die Here. Your eyes saw me when I was formless, all my days were written in your book and plan. Wow, wonderlik. Hy kry die geleentheid, God staan by hom stil. Hy kry die geleentheid om in die geloof te kom. Maar ook daardeur, toe die Here die deur oopmaak vir hom, kry hy die geleentheid. Hy sê vir die Here, wil U vir my sê, dat ek nooit die geleentheid gaan kry, halleluja, om in die teenswoordigheid van U te kom nie. Het mag gebeur, liewe Here, ek gaan 'n vlugteling wees, maar liewe Here, met die Here se condition wat hy vir Kain natuurlik gee, gaan die deur oop van hoop vir hom, the gateway of possibilities, dat die Here weer aan hom geleenthede sal gee, halleluja, om liefde te ontvang as 'n besitting, alhoewel hy moet vlug, bied God aan hom die geleentheid. Ek dink die verlore seun moes gegaan het, toe hy sy vader dood sien, halleluja, toe kry hy ook die geleentheid om by homself te kom, om te verstaan die plan, die gedagte wat die Here vir hom het. Maar wat vir my wonderlik is, Spreuke 4:20 kom in vervulling in Kain se lewe. Hoor wat sê die Here. Hy sê, my seun, luister na wat ek sê, neig jou ore tot my woorde, mag hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Sy hart is onrein, halleluja, met die daad wat hy gedoen het, maar die Here gee vir hom die geleentheid, terwyl God met hom praat, sê die Here vir hom, perceive through your senses, dit wat ek nou vir jou wil sê. En weet jy wat wonderlik is? Hy het gehoor wat God hom gesê het, terwyl hy geluister het, with the intent to understand, toe besef hy wat hy gedoen het. Luister 'n mens met die doel om te verstaan, halleluja, through your senses. As jy jou oor gaan gebruik om te hoor, en jou oë om te sien, dit wat jy gehoor het, om 'n geheel beeld te kry, halleluja, sal jy verstaan wat iemand soms vir jou sê, en hier kry hy die geleentheid, alhoewel hy die daad gedoen het, halleluja, kry hy die geleentheid om deur sy sensore waar te geneem het, wat God hom nou sê. Hy gaan 'n vlugteling wees, halleluja, die aarde sal sy opbrengsie lewer vir die daad wat hy gedoen het, maar hy kry 'n geleentheid waar hy by homself kom, want discipline starts upon what you hear. Kry hy vir die eerste keer die geleentheid, halleluja, om te hoor, because the art of conversation lies in listening. En weet jy, ek dink is 'n geweldige verhaal. Hy het sonde gedoen, maar God laat hom hoor, halleluja, hy kry die geleentheid om te hoor die gevolge van sy optrede.
maar ook dat die genade van die Here natuurlik vir hom groot en geweldig is, wat God hom beskik, dat niemand sal jou doodmaak nie, maar ook die geleentheid wat hy kry om in die wêreld te dwaal, waar God dwaal, in die wêreld van geloof, en ek dink is wonderlik, die wêreld van die verborge, laat God toe, laat die Here hom besoek, om dit aan hom te openbaar, en hy gaan daarvoor. Hoe baie keer, my liewe mens, weet jy, dat die dade wat jy doen, bring verwydering tussen jou en God. Maar doen jy moeite, halleluja, dat jy opgaan na die plek waar versoening kan plaasvind, halleluja, laat jy weer in regstand kom met die Here? Kain het wel sy broer Abel doodgeslaan, maar toe hy hoor die gevolge van sy daad, het hy besef, dis 'n alert teken op sy lewe, ek moet tot by myself kom, halleluja, sodat ek die gewig daarvan kan dra, maar ook, halleluja, om my lewe reg te kry voor die Here. Hy het moeite gedoen. Watter moeite doen u? Die verlore seun het sy pa se erfdeel gevra, halleluja, moontlik onder groepsdruk, maar het sy pa dood gesien. En sy pa gee hom sy erfenis, halleluja, en hy gaan weg na 'n vreemde land, waar hy sy erfdeel natuurlik, met die ander vertaling sê, met hoere deurbring, totdat hy niks gehad het nie. Maar terwyl hy sit, toe dink hy aan die tyd toe hy oorvloeg gehad het, en hy sê vir homself, terwyl hy daar sit, ek sal opstaan en ek sal vir my Vader om verskoning vra, halleluja, en hom vra, maak my soos een van sy werkers. Van waar hy sit, het hy hongerte, maar hy het geweet, by sy pa se huis het hy oorvloed gehad, en hy begin te besef toe, ek het oortree teenoor God, halleluja, en ook teenoor my pa, en ek vra vir die Here om my geleentheid natuurlik vir my 'n weg te maak, en God maak dit, want hy het by homself gekom. Verlore seun het tot homself gekom. En die gedagte was, dat hy moet sy hart rein kry. En die Bybel leer, my Spreuke 22 vers 11, wanneer God het iemand lief, wat reinheid van hart natuurlik beoefen, word jy die koning se vriend. Halleluja, wil die Here saam met jou maaltyd hou, en ek dink is geweldig. Om te luister is 'n geweldige ding. Hearing is a form of touch. Hallelujah, you feel it through your body. En hy kry die geleentheid waar hy begin te dissipline kry oor sy lewe, om sy lewe in besit te neem. Dit begin by luister. Deuteronomium 28 sê, as jy goed luister na die stem van die Here, sal al die seëninge jou inhaal en jou agtervolg, as jy net kan begin te luister. Halleluja, sal jy hoor, hoe in die gevaar is jy met jou optrede, en jy kan dit regmaak voor die aangesig van die Here, wanneer jy tot by jouself kom, sal jy natuurlik, bewustelik begin te lewe rondom jou optrede, en hy kry sy geleentheid, halleluja, en dinge begin te, het vir hom begin uitwerk, waar hy raak toe besef, daar is 'n God in die hemel. Wonderlik om te weet, hoe liefdevol soek die Here soms 'n mens. Halleluja, ons is getuienisdraers, hoe ons tot inkeer gekom het, dat liefdevol het die Here ons gesoek en getrek op aarde, met sy goedertierendheid, en vandag is ons in die Here, vir die Here, om 'n verskil te maak op aarde, wil die Here vanaand sê. Het jy al tot jouself gekom? Gaan jy deur die lewe, halleluja, ek leef soos ek wil, en niemand sê vir my nie. Kain het ook 'n geleentheid daai gehad, terwyl hy sy broer doodgeslaan het hy gedink, nou hy's nie meer my kompetisie nie. Dit gaan altyd natuurlik wedywerig wees op aarde, maar dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor dat jy die hoë roeping behaal wat jy het in Christus Jesus. God het jou geseën, halleluja, met soveel talent, maar jy moet uitvind vir wat 'n doel jy op die aarde is, waardeur jy God kan verheerlik, en jy het nie nodig om in die skaduwee van iemand natuurlik te wandel nie, waar jy die oop blou lig kan aanskou elke dag in die vryheid van wees wat jy moet word. Wil die Here vanaand deur hierdie verhaal sê, God het hier gekom om aarde, om jou probleem te manage.
Hy het dit gekom om te korrek, halleluja, dat jy vry is daarvan. Hy het sy seun gestuur om te sterf vrywilliglik in jou plek. Ons doen waardelose dinge op aarde, maar die Here het bewys deur hierdie man se lewe, jy's nog steeds waardevol. Wat kan jy vir die Here gee as teken om te bewys, jy is ook waardevol? Verlore seun het opgestaan van die varkbakke af, en hy het teruggegaan, hy het bely. Sy gees het in die wilde vyeboom geklim, halleluja, om vir God te teken te gee, sien my ook raak. Die man wat blind was, het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Wat 'n teken gee jy vandag, om vir die Here te sê, liewe Here, ek wil nie weer langer bly in die toestand waarin ek is nie. Besoek my, liewe Here, laat ek ook bewus word, dat U laat vaar nie die werke van sy hande nie. Ek wil weer op die skuif kom, halleluja, sodat U kan weghaal uit my lewe uit en byvoeg wat daar moet wees. Hierdie verhaal is wonderlik. Your eyes saw me when I was formless. All my days were written and planned in hierdie woord van die Here. En vanaand wil die Here deur Kain se lewe sê, vir ek en U, halleluja, jy kry geleentheid om oor te begin. Volgens Romeine 6 vers 13, moenie jou lede tot beskikking van sonde stel nie. Is jou gehoor, is jou sig, natuurlik, jou sensore is jou gehoor, is jou sig, is jou smaak, is jou reuk en is jou gevoel. En daardeur kom alles wat in die buitewêreld is, kom met prikkels natuurlik in gewaarwording die liggaam in, en die Here sê, jy moet waak oor jou sensore. Als wat jy sien, als wat jy hoor, kan vir jou gevaar inhou, en dit kan maak dat jy natuurlik in optrede wys wat 'n effek dinge het op jou lewe, dade wat jy beoefen, is die effek van die invloed hoe jou sensore natuurlik perceive het, alles wat na jou toe kom. Hy het die geleentheid gekry dat God hom besoek het. Wat maak jy dat die Here ook natuurlik vir jou kan besoek? Of nader trek. Soms is die huis van die Here daar, waar jy kan opgaan na die huis van die Here toe, om vir God te ontmoet, sodat die gees van die Here, natuurlik, wat die diepte ken van God en mens, natuurlik vir jou kan besoek, en vir jou oortuig waar jy staan vanaand, jy staan op gladde plekke, ons kom in die begin van 'n nuwe jaar, halleluja, wil die Here vir jong mense sê, kom op die plek, begin te luister wat vir jou gesê word, halleluja, as jy luister wat vir jou gesê het, die Bybel sê, 'n seun oefen volgens die eis van die reël, al sal hy ook oud word, hy sal nie afwyk, ek dink is Prediker 22 vers 6, ons moet luister wat vir ons gesê word, en daardeur bied jy jouself die geleentheid, dat jy natuurlik verbind word met die gees van die Here. Jy maak deure oop op jou eie lewe, net om te kan luister. Die bloed het geval op die aarde, en blood search for revenge. En die lewe van die mens is in sy bloed in. Maar hy kry die geleentheid, toe hy verstaan het, natuurlik, terwyl God met hom praat en hom genade gee, kan hy gedink het, toe hy by homself kom, in 'n ander plek, 'n vlugteling waar hy gewees het, waar hy gesit het in eensame plekke en by homself gekom, het hy teruggedink aan sy daad en berou gehad oor wat hy gehad het en sy broer gemis het, sy enigste broer, halleluja, wat hy tot dusver gehad het, gewonder het, gedroom het oor wat hulle saam kon gedoen het, hoe lekker kon hulle saam gespeel het was nie beskore nie, hy het sy broer se lewe gestop, halleluja, kan jy imagine, wat hy agterna gedink het, hoe het hy verander, halleluja, met die gewete wat hy gehad het, jammer, en die berou wat hy dalk getoon het voor die Here, het hy homself die geleentheid gekry, om voor die aangesig van die Here te verskyn, want dit het hy vir die Here gevra, Here, hoor wat sê hy, halleluja, kyk, U verdryf my nou uit my land uit, en ek moet my verberg vir U aangesig, daai het natuurlik die turning point in sy lewe, dat sy optrede hom verhoed het, dat hy nooit voor die aangesig van God kan verskyn nie. En hy begin te besef, terwyl hy luister na die gevolge van sy optrede, sy dade,
en hy sê vir die Here, my straf is te groot wat ek het hy begin vir die eerste keer luister na die wyse hoe God gepraat het, attentive listener, en hy besef, ek moet my lewe natuurlik verander. Hy het begin te eienaarskap natuurlik toepas op sy lewe met die gevolge van sy dade. Hy het by homself gekom. Is hy daar vanaand, meneer, om natuurlik te leef op aarde, weten dat ek het verantwoordelikhede teenoor my lewe, teenoor myself, voor die aangesig van die Here. Ek leef met my dade elke dag voor die aangesig van die Here. En ek dink as ons daar gaan begin te kom, halleluja, en bewustelik lewe, dan gaan dinge verander in Suid-Afrika, in jou huis, by jou werk, tussen die families, tussen die bevolkingsgroepe, dinge gaan verander, van ons gaan bewustelik lewe, dat ek moet my naaste lief het soos myself. Dit wat ek nie vir myself wil gun nie, gaan ek ook nie vir my naaste aan wil doen nie, want ek moet lief wees, God se woord sê, ek moet lief wees vir myself, halleluja, en ook vir my naaste. En hy leer deur sy dade, wat liefde is. En die krag van liefde, as jy dit moet toepas, het hy 'n verlange gekry om net die liefde te leef, en ek dink is wonderlik. Mag God ons seën oor die seisoen, en begin te besef, is daar iets wat ek wil hê op aarde, is dit liefde. Halleluja, die band van volmaaktheid. En as ek liefde het, halleluja, kan ek verseker wees, ek maak die gateway van possibilities ook vir my oop. En daardeur, halleluja, bied dit aan my die geleentheid om te leef op aarde. Baie keer hoef mense nie die Bybel te lees nie, maar as hulle my lewe sien, dan lees hulle die Bybel, want my lewe present natuurlik my optrede, dat ek is verbind met die Here. Ek het by die einde gekom. 'n Nuwe jaar lê voor ons. Mag ons die liefde van God deel agterraak. Halleluja, mag ons dit besit. Mag dit wees in my aanraking, in my optrede, in my oë. Halleluja. Mag dit so ek die Here my so seën en volmaak vir u, vir die seisoen, vir die nuwe jaar. Halleluja, dat mense sal weet op aarde, dit is die kinders van die Here en die koninkryk van God het nabygekom in en oor hulle lewe. Vader van ons liewe Jesus Christus, dankie vir Kain se verhaal. Dit is 'n wonderlike verhaal, waar hy ons leer om dissipline toe te pas in ons lewe, en te lewe, liewe Here, aware, elke dag bewustelik, dat God se oë is op ons, en sy oë deurboor hierdie aarde, deurloop hierdie aarde, om te soek wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Help ons om so te leef elke dag, God bewus, liewe Here, maar ook, liewe Here, om my naaste lief te hê soos myself. Ek wil bid dat U ons sal seën deur die seisoen, en dat U ons sal help om te leef op die maatstaf en die standaard van U woord. In Jesus se naam, met baie danksegging. Amen. Ek groet U, pastor, altyd tot 'n volgende keer, en mag die goedheid en guns van die Here U inhaal en agtervolg in die komende nuwe jaar. 'n Shalom aan verder. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dat moet ontplof.